Ons is in hoofstuk 13, ons begin met die tweede dier dan nou, die dier wat uit die aarde kom. Verse 11 tot 18 wat dan sê, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand het op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Dankie. OK, vanaand gaan konsentrasie verg. En dit is 'n redelike stukkie. Ons gaan net kyk na vers 11. Maar ons gaan ook 'n oorsig gee van die tweede dier, dat ons ten minste weet waarmee ons dit doen het. En as julle hartseer vir julleself voel, omdat dit baie inligting is, voel dan maar hartseer vir my ook wat dit moes voorberei het. In elk geval, sien, vers 11 sê, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. Nou die dier het verskeie ooreenkomste, as ons nou wil weet wat die dier is, het verskeie ooreenkomste met ander figure wat nog gaan volg in die opvolgende hoofstukke van Openbaring. Die tweede dier, soos ons hom dan hier so kry, kan vergelyk word onder andere met die valse profeet van hoofstukke 16 en 19. Daar sal ons lees van die valse profeet. Die tweede dier kan vergelyk word met Babylon, waarvan ons nog gaan lees. En ons sal sien daar's ook 'n vergelyking te trek tussen die tweede dier en die valse, die hoer, wat ons ook later van gaan lees, die hoer van Babylon en so meer. En ons gaan hierdie ooreenkomste sien tussen die tweede dier en die valse profeet en Babylon en die hoer, juis weer eens omdat Openbaring van herhaling gebruik maak, om verskillende perspektiewe van dieselfde oordeel te beklemtoon. Nou, eerstens sien ons die verwantskap tussen die tweede dier en die valse profeet, want ons sal sien in hoofstukke 12 en 13 het ons te doen met die draak en die dier en die tweede dier, dis waaroor die laaste 2 hoofstukke gegaan het, is daai 3, die draak, die dier en die tweede dier. En in Openbaring 16 vers 13 word die tweede dier vervang met die valse profeet, waar staan, en ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onreine geeste soos paddas sien kom. So waar ons in die laaste 2 hoofstukke nou gesien het of gelees het van die draak en die dier en die tweede dier, sal ons in hoofstuk 16 weer lees van die draak, die dier en nie die tweede dier, maar die valse profeet. So hy vervang basies net, die valse profeet vervang daarso dan nou hierdie tweede dier. Waarskynlik omdat dit van dieselfde ding praat. So die tweede dier in hierdie vers word dus bloot vervang met die valse profeet daarso. Die valse profeet, net vir interessantheid, word ook vergelyk met die konings van die land. Soos wat ons hierso praat van, dat hy uit die land uitkom.
Die valse profeet word vergelyk met die konings van die land, wat die tekens doen om die mense te verlei, wat die merk van die dier ontvang het. Waar ons in Openbaring 19 vers 19 en 20 ook lees, en ek het die dier en die konings van die aarde, of die konings van die land dan nou, en hulle leers versameld gesien, om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. En die dier is gevange geneem en saam met hom die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swavel brand. So ons sien dieselfde verduideliking ook daar van die valse profeet as wat ons hierso lees van die tweede dier, dat hulle tekens doen, hulle verlei die mense, hulle word vasgevang in die konings van die land as 'n verteenwoordiging van hierdie valse profeet. Dis wat ons sien daarso in terme van die vervanging van die tweede dier dan nou vergelyking of dieselfde ding. Altans, hulle doen presies dieselfde goeders, hulle doen tekens om die mense van die land te verlei. Dis presies wat ons van die tweede dier ook gaan lees. So ons sien in hierdie verse dat die dier en die konings van die land genoem word, maar dan is dit die dier en die valse profeet wat gevange geneem word. Waarskynlik omdat die konings van die land dan 'n vervanging is of 'n verteenwoordiging is van die tweede dier dan of die valse profeet. So die konings van die land dien dus waarskynlik as verteenwoordigers van die valse profeet. En so sien ons 'n noue verwantskap tussen die twee. Die valse profeet wat verwant is aan die konings van die land doen dus die tekens in die teenwoordigheid van die dier, soos al gesê word, net soos in ons hoofstuk, en verlei die mense. Maar hulle doen die tekens in die teenwoordigheid van die mense ooreenkomstig met vers 12 van ons hoofstuk waar staan, en hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. Hy doen dit in sy teenwoordigheid. Dit is wat die valse profeet ook doen, in die teenwoordigheid van die dier. Hierso sien ons, hy doen dit voor sy oë. Hy doen dit ook in sy teenwoordigheid. Die valse profeet wat verwant hou met die konings van die land, verlei ook met tekens, en dit sien ons weer in vers 14 van ons hoofstuk, en hy verlei die bewoners van die land deur tekens, wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen. So eerstens, hy doen dit ook voor die oë van die dier, die valse profeet doen dit voor die oë van die dier, en hy verlei ook die bewoners van die land, die valse profeet, sowel as die tweede dier. Hulle doen presies dieselfde goeders. Die valse profeet volgens Openbaring 19 verlei ook diegene wat die merk van die dier ontvang het. Net soos wat ons sien, hy dit doen met die mense wat die merk van die dier ontvang het in ons hoofstuk. Waar staan in hoofstuk 13 vers 16 van ons hoofstuk, en hy maak dat aan almal klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word. Soos dieselfde groep mense wat in hoofstuk 19 verlei word, soos daar in 19 vers 20 gestaan het, waarmee hy hulle verlei het wat die merk van die dier ontvang het. So ons sien al daai ooreenkomste tussen die valse profeet en die tweede dier. Okay? Hy doen dit, die valse profeet, sowel as die tweede dier, doen dit in die teenwoordigheid van die eerste dier. Hy verlei die mense van die land, en hy verlei spesifiek die mense wat die teken op hulle voorhoofde ontvang het. Dis als ooreenkomste tussen die valse profeet, wat ons later van gaan lees, sowel as dan nou die dier of die tweede dier, waarvan ons lees hier in hoofstuk 13. So daar is dus 'n duidelike verwantskap tussen die tweede dier en die valse profeet, wat deur die konings van die land verteenwoordig word in latere hoofstukke. So ons sien daar die verwantskap. Ons sien ook 'n verwantskap met die tweede dier en Babylon. Want Babylon is weer nie veel anders as die valse profeet nie. En Babylon is nie veel anders as die hoer waarvan ons later gaan lees nie. Maar ons sien 'n verwantskap met die tweede dier en Babylon ook. Wat Babylon is niks anders as Jerusalem weer eens nie, soos ons al vroeër gesien het, waar daar gesê word in Openbaring 18 vers 23, en die lig van 'n lamp sal nooit weer in jou skyn nie. Dis nou in Jerusalem wat verwoes sal word, en die stem van bruidegom en bruid sal nooit weer meer in jou gehoor word nie, want jou handelaars was die grootes van die aarde, want deur jou towery is al die nasies verlei. Deur jou towery is al die nasies verlei. Jerusalem, of althans dan in Babylon, word dus geassosieer met towery en met verleiding.
wat weer eens nie veel anders is as dit wat ons lees in ons hoofstuk, spesifiek verse 13 en 14 waar staan, hy doen ook groot tekens, daar is die toordery, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense, en hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen. So dis presies wat Babylon gedoen het. Babylon het tekens voor die oë van die mense gedoen en hy het hulle verlei. Hy het towery beoefen. En derdens, die ooreenkoms met die hoer, sien ons nou 'n verbandskap tussen die tweede dier en die hoer van Openbaring hoofstuk 17. En die verwantskap wat al wel tussen die hoer en die eerste dier is. Ons sien dieselfde verwantskap tussen die hoer en die eerste dier, sowel as die tweede dier en die eerste dier. So die verwantskap wat daar tussen die hoer en die eerste dier is dieselfde as die verwantskap wat daar tussen die tweede dier en die eerste dier is. Want die eerste dier is die Romeinse ryk. So as ek dit anders kan stel, die verwantskap tussen die hoer en die Romeinse ryk en die tweede dier in die Romeinse ryk is dieselfde verwantskap. Die verhouding is dieselfde tussen die twee. Van Openbaring 17 vers 3 tot, soos ek sê, julle kan my jammerder kry, okay? Dit klink complicated, maar as ek dit op 'n prentjie teken, gaan dit so complicated wees nie. Inteendeel, dalk moet ek dit gou op 'n prentjie teken. Okay. So hierdie draak, aka duiwel, né? Eerste dier, aka Romeine, of Romeinse ryk. En dan het jy die tweede dier. Kom ons sê die tweede dier hierso. Okay? Waarby ons dan nou vandag is. En soos ons gesien het, die tweede dier se beskrywing is niks anders as Babylon nie. En sy beskrywing is niks anders as die valse profeet nie. Selfde beskrywing. Okay? Selfde ding. Tweede dier, Babylon, valse profeet, selfde goeders. Hulle almal oefen dit uit. Hulle mag uit in die oë van die eerste dier. Hulle doen towery. Hulle verlei die mense van die land. Al hierdie dinge. En ons sal dan sien dat ons ook die hoer hier kan bysit. Want die hoer, die tweede dier se verhouding met die eerste dier is presies dieselfde as die hoer se verhouding met die eerste dier, met die Romeinse ryk. Daai se verhouding met daai en daai se verhouding met daai is presies dieselfde. Okay, dit word op dieselfde manier beskryf. Maak dit bietjie meer sin. Okay. So daar's 'n noue verwantskap tussen die hoer van Openbaring hoofstuk 17 en die eerste dier. En dieselfde verhouding as wat ons sien in ons teks met die tweede dier en die eerste dier se verhouding. En ons sal dit sien in Openbaring 17 vers 13 tot 5 waar staan: En hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier. So ons sien die vrou wat op die dier is afhanklik van die dier, hy sit op die dier. Daar's 'n verhouding met die dier. Op die dier volg godslasterlike name met 7 koppe en 10 horings. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en parels. En sy het in haar hand 'n goue beker gehad vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery. En op haar voorhoof was 'n naam geskrywe, verborgenheid, die groot Babylon, weer eens dan, sy is ook Babylon, die hoer is Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde, of die gruwels van die land. Hoekom? Want hierdie het alles met die land te doen. Dit is Jerusalem, die valse profete is Judea, dis die afvallige Jodendom. Babylon is afvallige Jodendom. Die tweede dier kom vanuit die land, dis die afvallige Jodendom. Die hoer, soos hier so staan, sy is besig met al die gruwels van die land, die Jodendom, want dit is vanuit die land. En soos ons sê, net soos wat hierdie dier en die valse profeet alles doen in die oë van die eerste dier,
hierdie een ry op die eerste dier. Okay, hulle is afhanklik van die eerste dier. Okay? Die verhouding is dieselfde. So die tweede dier is dus eenders met die hoer, is eenders met Babylon, is eenders as die valse profeet, in die feit dat hulle in die teenwoordigheid van die eerste dier optree, naamlik onder die gesag van die Romeinse Ryk optree. Hulle almal tree onder die gesag van die Romeinse Ryk op. Hulle beoefen towery, hulle almal. Hulle verlei die mense van die land, afvallige Jodendom, dis wat hulle almal doen. En handel volgens, of handel word gedryf in haar midde. Ons sal sien later dat daar handel gedryf word, ons sal sien later in ons hoofstuk, die handel wat gestop word, dat daar nie mag handel gedryf word, en sy die merk van die dier het nie. Handel word gedryf, ons het gesien, die hoer het 'n klomp weelderige goeders op haar, daar word handel gedryf met Babylon, al dieselfde beskrywing word hierso gevind in hierdie bloot uit verskillende perspektiewe uit, maar dieselfde goed vind plaas in hulle al vier. So die tweede dier het dus ooglopend te doen met die afvallige Jodendom. Okay? Wat ook belangrik gaan wees om in gedagte te hou wanneer dit kom by die merk van die dier en die wat wel mag handel dryf en nie mag handel dryf nie. Okay? Maar die belangrike deel van nou is om te sien dat hierdie is dieselfde. Hulle doen dit in lig van die Romeinse Ryk, onder die beheer van die Romeinse Ryk, en in die oë van die Romeinse Ryk, en hulle almal verlei die mense van die land, en hulle doen towery voor die oë van die mense van die land, en ons sien hier die hoer, die tweede dier, Babylon, die valse profeet, almal word op dieselfde manier beskryf, en almal het dieselfde verhouding met die eerste dier, naamlik die Romeinse Ryk. Als dieselfde ding, behalwe vanuit verskillende perspektiewe, dis al wat dit is. Dis wat die tweede dier is. So dan lees ons weer vers 11 wat sê, en uit die aarde, uit die land, menende, het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. So 'n beter vertaling van uit die aarde weer eens sal wees om te sê, dat Johannes 'n ander dier uit die land sien opkom het, en die land, soos ons voorheen bewys het, is 'n verwysing na die afvallige Jodendom. En onder die eerste dier, in die eerste helfte van die hoofstuk, het ons gesien hoe die land, naamlik die afvallige Jode, die dier agtervolg, soos ons in vers 3 gesien het. Menende die Jode wat Christus verwerp het hulle self vereenselwig, soos ons gesien het met die Romeinse Ryk. Die keiser is ons koning, het hulle gesê. So vereenselwig die tweede dier, of die afvallige Jodendom, die mense van die land hulle self met die eerste dier, en sê, maar die keiser is ons koning, nie Christus nie. Waar die eerste dier natuurlik die Romeinse Ryk verteenwoordig. Daar is dit ook dan waarskynlik dat die tweede dier Judea met sy Joodse owerhede verteenwoordig. Dit is die waarskynlike afleiding wat ons dan hier kan maak. As die eerste dier die Romeinse Ryk verteenwoordig, dan verteenwoordig die tweede dier die Joodse streek, Judea, die afvallige Jodendom. En hy het 2 horings gehad, word dan vir ons gesê. Hierdie dier of hierdie lam met 2 horings gehad. Ons sal nou kyk na die lam spesifiek, net seker maak. Hier's baie blaaie. Ja. Maar eers sien ons hy 2 horings gehad. Nou daar is geen tekort, inteendeel daar's 'n magdom van opinies oor wie of wat deur die dier van die land en sy 2 horings verteenwoordig word. Nou daar is 'n algemene konsensus dat hier wel grootendeels is die opinie dat daar wel van die afvallige Jodendom gepraat word. Dit is die een ding waar die mense saamstem, of baie teoloë saamstem, dat hier van die afvallige Jodendom gepraat word. Wat deur die horings verteenwoordig word, daar is weer groot verskeidenheid van opinies. Okay? Maar dat daar wel van die afvallige Jodendom gepraat word, oor die algemeen, dit is 'n redelike algemene konsensus, waarby mense kan maak. Maar daar's 'n magdom opinies oor wie of wat die dier van die land se 2 horings verteenwoordig.
Die verskille handel oor of daar na die Jodendom oor die algemeen verwys word, of spesifieke leiers onder die Jodendom, wat deur die twee horings verteenwoordig word. En sommige teoloë glo daar word hier van die Herodese gepraat, dat die twee horings 'n verwysing is na die Herodese wat geheers het in Judea, soos wat daar's 'n paar Herodese gewees, of party ander teoloë sê weer dit praat van die hoë priesters, ander sê weer dis 'n kombinasie tussen die Herodese en die hoë priesters, of die priesters oor die algemeen. Ander skryf dit weer toe aan die afvallige priesterdom oor die algemeen van hierdie tyd. Ander glo weer dit is 'n verwysing na die laaste twee Romeinse prokurators wat deur Nero na Judea gestuur is. Naamlik Lucius Albinus en Gessius Florus, wat afsonderlik van 62 tot 64 na Christus en toe weer van 64 tot 66 na Christus oor Judea aangestel was. Anders sê weer, dis daai twee waarna die twee horings verwys. Romeinse prokurators, hulle is nie van die land nie, maar hulle is na die land toe gestuur dan. En daar is eintlik nogal redelik baie teoloë wat hieroor saamstem, dat dit hierdie twee ouens is, prokurators wat soontoe gestuur is. En hierdie twee figure natuurlik was baie afvallig, dit was twee baie wrede prokurators. Een teoloog skryf die volgende oor hierdie Albinus en Florus, en hy sê, elkeen van hierdie twee was 'n monster van tirannie en wreedheid, maar die laasgenoemde het eersgenoemde oortref. Met ander woorde, Florus was selfs nog erger as die eerste een wat Albinus was. Voordat Gessius Florus sy ampt aanvaar het, het die Jode Albinus as die slegste gouverneur beskou wat hulle nog ooit met sy onderdrukking geknel het. Maar nadat Gessius Florus aan bewind gekom het, het hulle Albinus byna as 'n deegsame man beskou in vergelyking met hom. Florus was 'n skurk wat waardig was om langs Nero te staan, 'n gepaste dienaar vir so 'n meester. Dit was ook dan nou Florus gewees wat die Jode soveel geonderdruk het, dat daar uiteindelik toe nou opstand ontstaan het, wat gelei het na die oorlog, of die Joodse oorlog, wat ook toe gelei het tot die val van Jerusalem en die tempel. So onder Florus se beheer van die Jode het hulle toe uiteindelik heeltemal in opstand gekom. So erg was hy gewees. 'n ander moontlikheid is dat die twee horings 'n verwysing is na Vespasianus en Titus. Hierdie is nie iets wat ek eens kon kry wat iemand geskryf het, dit is nou iets wat ek in my vroeëre interpretasie op geponder het, of dit dalk 'n moontlikheid kan wees, en ek dink dit as Florus en Albinus dan 'n opsie is, dan is Vespasianus en Titus ook 'n opsie. Want, en die rede hoekom ek so gedink het dat dit dalk 'n opsie kan wees, is in Openbaring 17 vers 12 word die 10 horings van die eerste dier beskrywe as 10 konings, of as 10 manne wat nog nie hulle koningskap ontvang het nie, maar mag het soos konings. So hulle is nog nie konings nie, maar hulle het mag ontvang soos konings vir 'n tyd lank, saam met die dier. Nou Vespasianus, sowel as Titus sy seun, het beide later koning geraak, maar in hierdie tyd was hulle nie koning gewees of keiser gewees nie. Voor hulle keizerwording was Vespasianus as die generaal oor die leermagte gestel wat die Jode onder beheer moes gaan kry. En wat die belering basies aan die begin aan die gang gesit het. Die eerste belering ten minste. So Vespasianus was toe nou nog nie keiser gewees nie. Hy sou uiteindelik later van tyd keiser word, maar hy was in Judea om die oorlog te voer. En toe Nero dood is, na 'n tyd lank toe raak Vespasianus koning, en toe vat Titus oor, sy seun by hom oor, en hy het toe die laaste belering deurgevoer en Jerusalem verwoes. Dit was onder generaal Titus toe gewees, en Titus het toe ook later 'n keiser geword. Met ander woorde, in hierdie tyd
het hulle mag soos keisers gehad, hulle was horings, maar hulle was nog nie keiser in hierdie tyd nie. Okay, dis die gedagte wat hier in my kop gegaan het. So na Nero se dood het Vespasianus uiteindelik keiser geword, en sy seun het oorgeneem, hy het Jerusalem verwoes, en toe later is hy ook keiser geraak. So daar is dus die moontlikheid dat hier na hulle verwys word, alhoewel hulle nie self vanuit die land gekom het nie. Hulle is na die land gestuur, maar hulle is nie van die land nie. Onder gesag natuurlik van die eerste dier, soos daar ook vir ons gesê word in die hoofstuk. So julle sien hoekom hierdie twee figure dalk 'n moontlike opsie was in my gedagtes. Maar ek gee vir die opsies, maar ek glo altens nie dat hier na enige Romeinse figuur verwys word nie. Ek glo nie dis iemand wat hierdie Romeinse ryk so toe gestuur is nie. Ek dink hy is een van die prokurators nie, en ek dink ook hy is een van die veggeneraals, soos ek nou net genoem het nie. Eerstens, die twee horings van die tweede dier staan onafhanklik van die 10 horings van die eerste dier. Dit het niks met daai horings te doen nie. Dit is nie 2 van daai 10 horings nie. Dit staan onafhanklik van daardie 10 horings van daardie dier. Want dit is 'n ander dier. Okay? Die eerste dier het 10 horings. Nie die tweede dier se 2 horings is nie deel van daai 10 horings nie. Okay? So die 2 horings van die tweede dier staan onafhanklik van die 10 horings van die eerste dier. Tweedens, daar word uitdruklik gesê dat hierdie dier vanuit die land kom, menende Judea, en nie die see of altens enige heidense nasies nie. Derdens, die vergelykings wat getrek kan word tussen die tweede dier en die hoer Babylon en die valse profeet, versterk die interpretasie dat die afvallige Jodendom hier in gedagte is. Okay, hierdie verwantskap tussen die tweede dier en die hoer, en die tweede dier en Babylon, en die tweede dier en die valse profeet, en hulle verhouding met die eerste dier, dit ondersteun vir my die idee dat hierdie dier nie uit die Romeinse ryk uitkom nie. Okay? So ek het baie van die Vespasianus en Titus idee gehou, maar dit pas nie in by dit wat ons wel lees die geval is nie. Want hy kom uit die land uit. Hy kom uit Judea uit die afvallige Jodendom uit. Die afvallige Jodendom is wat hier in gedagte is met die tweede dier. Eerder as enige Romeinse burger. En laastens en histories, die verleiding van die bewoners van die land, soos ons gaan lees in hierdie gedeelte, en soos ons ook lees onder Babylon en die valse profeet, die verleiding van die bewoners van die land, die verleiding van die afvallige Jode, het nog nooit van die Romeine afgekom nie. Die verleiding van die Jode het nog altyd van die Jode afgekom. Dis die Fariseërs en die Sadduseërs wat die Jodendom verlei het. Dis die priesters wat hulle verlei het. Dis die skrifgeleerdes en die hoëpriester en sovoorts, wat die bewoners van die land nog altyd verlei het, en ook in die Nuwe Testament verlei het. Dis hierdie mense wat hierdie mense verlei. So dit kan nie iemand wees van die Romeinse ryk, want die Romeinse ryk het hulle nog nooit kon verlei nie. Dis die Jode self wat hulle verlei het, wat die ander Jode verlei het. Uit die historiese oogpunt selfs. So met die informasie wat ons nou gegee word, is dit onmoontlik om 2 figure dan uit te sonder. Ons word te min informasie gegee om 2 figure uit te sonder. Wat ons wel weet is, dit kan nie iemand van die Romeinse ryk wees nie. Dit kan nie die laaste 2 prokurators wees nie. Dit kan nie Vespasianus of Titus wees nie. Dit kan nie die Romeinse ryk wees nie. Maar wat ons wel met sekerheid kan sê, is daar verseker nie kan gesê word wie dit is nie. Dit kan nie gesê word nie. Dis hoekom daar duisende opinies is van wie dit mag wees. Want as dit maklik gesê kan word, dan sou dit gesê gewees het. Baie mense stem ooreen met Nero, wat uitgesonder word onder die eerste dier. Want dit is ooglopend in daai 3,5 jaar, wie dit was wat als begin het.
en dit stem ooreen met Nero. Onder die tweede dier is daar nie konsensus nie, geensins nie. Daar's duisende opsies. So wat ons met sekerheid kan sê, is dat ons nie met sekerheid kan sê, of daar wel 'n persoon of twee persone hier uitgesonder word, wat vanuit die Jodendom, afvallige Jodendom gekom het nie. So met die informasie wat ons gegee word, is dit onmoontlik om twee figure uit te sonder, wanneer die twee horings verteenwoordig word, indien die twee horings wel eers iemand verteenwoordig. Dit is ook nie noodsaaklik om twee figure uit te sonder, om 'n goeie interpretasie te handhaaf van wat ons hoofstuk sê nie. Wat ons ten minste kan weet, is dat hier van die Joodse leierskap gepraat word. Die mense wat die verleiding doen. Okay? Maar dit is baie. Dis al die Sadduseërs se hoofmanne, is al die Fariseërs se ouderlinge. Dit is die raad, die Sanhedrin, dis die skrifgeleerdes. Hulle almal het verleiding gedoen, dit weet ons. So ons weet dat die verleiding het deur die leierskap van die Jode gekom. Wie is dit nou van die priesterdom of die twee grootste Joodse partye, naamlik die Fariseërs en die Sadduseërs? Of wie is dit nou die hoëpriester self, gedurende hierdie tye? Nou by persoonlike oortuiging, omdat die skrif onduidelik is, en die twee horings ook onafhanklik staan van die eerste dier se 10 horings, en daarom daar ook duisende verskillende spekulasies is van wie bedoel is volgens my opinie dat die twee horings nie na twee mense toe verwys nie. Ek dink nie so nie. Ek glo nie die twee horings verwys na twee spesifieke leiers toe nie, in die Jodendom nie. Maar dit word genoem bloot om te toon, in my opinie, dat hierdie lam nie 'n egte lam is nie. Dis my opinie van die twee horings. Ek dink die lam word twee horings gegee, nie om twee leiers uit te sonder nie. Ek dink die lam word twee horings gegee om te wys dat dit nie 'n egte lam is nie. En dit sal ons ook binnekort bewys, die geval is. So hierdie lam, soos hy genoem word met twee horings, staan dus in my opinie in kontras met die perfekte lam, naamlik Christus. Wat weer, net vir interessantheid, 7 horings het. Ons lees in Openbaring 5 vers 6, en ek het gesien en kyk in die middel van die troon het 4 lewende wesens, en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is met 7 horings. Nou praat daai 7 horings van konings daar? Nee. Dit praat van Christus se volmaaktheid. En ek dink hoekom hierdie lam 2 horings het, is omdat hy nie die lam is wat 7 horings het nie. Ek dink dit staan in kontras met die perfekte lam. En ek dink dis waarvoor hy 2 horings het. En die perfekte lam het 7, hierdie het net 2. Dis 'n valse lam, is my opinie. So ek glo dus dat hierdie lam met sy 2 horings nie 'n verwysing is na spesifieke Joodse leiers nie, soos baie mense probeer spekuleer dat dit na hierdie een of daai persoon wys nie, maar dat dit na die leierskap onder die afvallige Jodendom oor die algemeen verwys. Dis my opinie. Die leierskap onder die afvallige Jodendom oor die algemeen. Ek dink nie die horings verteenwoordig leiers nie, net soos wat Christus se horings nie leiers verteenwoordig nie. Ek dink die twee is 'n kontras van mekaar. Die een is die egte lam en die ander een is die valse lam. Nou die feit dat hierdie dier, die feit dat hierdie dier soos 'n lam is, ondersteun verder die feit dat hierdie figuur wel leiers vanuit die Jodendom verteenwoordig. Want wat ons onder die tweede dier vind, is die antithese van Christus. Dis die antithese van Christus. En ek glo ook dat hierdie die einste doel is van die beskrywing van die tweede dier. Juis om 'n antithese van Christus te gee
Dis 'n antitese van Christus, of althans 'n valse Christus, wat hier gegee word. 'n Valse geloof, waar Christus die ware geloof is, wat vanuit die Jodendom gekom het, is hierdie dier weer die valse geloof, wat uit die Jodendom gekom het, vanuit die land. Dis wat ek dink hier geweerspieël word in hierdie tweede dier. En julle sal sien hoekom ek so sê, dit gaan baie sin maak binnekort. Die dier word voorgestel as 'n lam, dis die eerste verwysing wat ons sien, en Christus is die vlekkelose lam, of soos Johannes die Doper sê in Johannes 1 vers 36, daar is die lam van God. So ons sien twee lamme, maar die een is 'n egte lam, die ander een nie. Die een het, Christus het 7 horings, hierdie een het 2, dit is 'n valse lam. So hierdie antitese van Christus in die tweede dier kom sterk na vore in verskeie aspekte. Eerstens, beide is 'n lam. Tweedens, beide kom vanuit die land. Vanuit Judea uit. In Handelinge 3 vers 22 word Deuteronomium 18 vers 15 aangehaal ten opsigte van Christus, waar staan, 'n profeet uit jou midde. 'n Profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek. Dit praat van Christus. 'n Profeet uit jou midde sal daar vir jou verwek word. Beide Christus, sowel as hierdie valse Christus, wat verteenwoordig word deur die valse Jodendom, kom vanuit die land. Christus as profeet kom uit hulle midde, uit hulle broers, sê die skrif. Hetzelfde is die geval met hierdie dier. Derdens, en die volgende vers in Handelinge lees ons, en elke siel wat nie na die profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word. En so word die dier ook uitgebeeld as 'n valse profeet in die opvolgende hoofstukke. Jesus is 'n profeet, en wie nie na hom luister nie, sal uit die volk uitgeroei word. En die tweede dier word later as 'n valse profeet uitgebeeld. En die wat nie daarin bid, die sal ook uitgeroei word. Selfde ding. So die dier word uitgebeeld as 'n valse profeet in die opvolgende hoofstukke van Openbaring en word beklemtoon in vers 14 van ons hoofstuk, waar daar gesê word dat hy die bewoners van die land sal verlei. Dis 'n vals profeet. En daarom kon Jesus ook sê in Matteus 24 vers 11, in lig van die oordeel van 70 na Christus, en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Dis wat ons in die tweede dier sien. Baie valse profete sal kom en die mense verlei. En dis hierdie verleiding wat ons ook in die tweede dier sien. Jesus is die regte profeet, volgens Handelinge, terwyl hierdie dier 'n valse profeet is, soos hy ook later in Openbaring genoem word. Vierdens, sien ons hierdie antitese, nes Jesus wonders en tekens gedoen het, so doen hierdie lam, of hierdie valse lam, of valse profeet, ook wonders en tekens. Soos ons sien in vers 13. En daarom het Jesus ook gesê in Matteus 24 vers 24, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Maar hulle verlei nie die uitverkorenes, hulle verlei net die res van die volk. Die uitverkorenes onder die volk was wel gered. Vyftens, hierdie dier, wat soos 'n lam is, praat soos 'n draak, soos vers 11 sê, as 'n verwysing na die duiwel. Die draak is die duiwel, en hy praat soos 'n draak, hierdie lam. Terwyl Jesus weer die woorde van God die Vader praat. Soos ons lees in Johannes 7 vers 16, waar staan, Jesus antwoord hulle en sê, my leer is nie myne nie, maar van hom wat my gestuur het. Ook Johannes 8 vers 26, waar Jesus sê, en ek, wat ek van hom gehoor het, dit is nou van God die Vader gehoor het, dit spreek ek tot die wêreld. Beide Jesus en hierdie dier praat soos hulle vaders. Die verskil is, Jesus praat die woorde van God die Vader, terwyl hierdie dier, of althans hierdie afvallige Jode, soos 'n draak praat, die duiwel. En wie is hulle vader? Die duiwel. Jesus praat die woorde van God die Vader, hulle praat die woorde van hulle vader, die duiwel. Hulle praat met die stem van 'n draak. Dis die kontras wat daar getrek word.
Sestens, hierdie afvallige Jodendom word verteenwoordig deur 'n dier. Hy is die tweede dier. So die afvallige Jode word verteenwoordig deur 'n dier, terwyl Christus weer die seun van die mens is. Soos ons onder andere lees in Matteus 9 vers 6. Die antithese van 'n dier is 'n mens. Dis of 'n dier of 'n mens. Jesus is die seun van die mens. Hierdie ding is 'n dier. Okay? As 'n antithese van wat Christus is. En so staan die dier en Christus, wat die seun van die mens is, in kontras van mekaar. Sewendens, hierdie dier oefen al die mag van die eerste dier uit. Vers 12. Hy oefen al die mag van die eerste dier uit, wat die wêreldse Romeinse ryk verteenwoordig, terwyl Christus weer vanuit die mag van God die Vader in die hemel sy mag uitoefen, soos ons onder andere lees in Johannes 14 vers 10, waar Jesus sê, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. So waar hierdie dier uit die mag van die eerste dier sy werke doen Jesus die werke uit God die Vader uit. Dis die verskil, dis die teses en die antithese. Ook Johannes 5 vers 26 en 27, waar Jesus sê, want soos die Vader lewe het in homself, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê, en hy het hom mag gegee om ook te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Hy het die mag, want hy is die Seun van die mens. Hierdie is nie die Seun van die mens, hy is 'n dier, maar hy kry sy mag uit menslike of wêreldse koninkryke uit. Die ware Christus kry sy mag vanuit God die Vader, terwyl die valse Jodendom hulle mag vanuit die mensdom kry, die Romeinse ryk kry. Agstens, die dier maak dat die aarde, of althans die land nou, en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid. Die afvallige Jodendom maak dat die afvallige Jode die dier aanbid. Deur om te sê, maar die keiser is ons koning, nie Christus nie. So die agstens, die dier maak dat die aarde die eerste dier aanbid. Hy wys aanbidding soontoe. Dis waantoe hulle die aanbidding wys vir hulle volksgenote. Ons afvallige Jodendom, ons vir wie hulle lei, ons wys aanbidding na die Romeine toe. Okay? So die dier maak dat die aarde of die land en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, soos vers 12 sê. Terwyl die teebeeld weer hiervan is dat Christus maak dat die bewoners van die aarde God die Vader aanbid. Soos Jesus ons onder andere leer in die Onse Vader, waar hy sê, so moet julle dan bid, Onse Vader. Hy wys of rig aandag na die Vader toe. En hy sê, dis hoe julle moet bid, Onse Vader. Jesus rig nie sy volgelinge na die eerste dier toe, na die Romeinse ryk, na wêreldse koninkryke toe nie. Jesus rig sy volgelinge se aandag na God die Vader toe. Tese en antitese. Jesus in Matteus 5 vers 16 sê ook, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Jesus maak seker sy God, sy Vader in die hemel word verheerlik. Hulle sê nee, ons maak seker ons mense verheerlik die Romeinse ryk. Die valse geloof, die valse Jodendom, die valse lam met sy 2 horings, rig dus aanbidding na die Romeinse ryk, terwyl die ware Christus, die ware lam met 7 horings, aanbidding rig na God die Vader toe. Neendens, as neendens eers 'n woord is, die tweede dier kry die mense van die land, of althans die afvallige Jode, om die eerste dier te aanbid, wie se dodelike wond genees is, sê vers 12. Terwyl Christus ons aandag weer na homself toerig, wie se dodelike wond genees is, en uit die dood uit opgestaan het. Hulle doen dieselfde ding.
Maar die een is eg en die een is vals. Begin julle die kontras te sien. Die eerste dier kry dit reg om die bewoners van die land te kry om die tweede dier te die eerste dier te aanbid, wie se dodelike wond genees is volgens vers 12. Terwyl Christus ook ons aandag weer na homself terug, wie se dodelike wond genees is, soveel sodat hy die doodheid opgestaan het, of soos Jesus vir Johannes sê in Openbaring 1 vers 17 maar staan, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Ek was dood en ek leef, maar kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Die tweede dier rig die bewoners van die land om die eerste dier wie se wond genees is, dodelike wond genees is te aanbid. Selfs as Jesus. Sy dodelike wond is genees, maar hy is eg en die eerste dier is nie. Christus het 'n egte geloof, hierdie een het nie 'n egte geloof, dit is 'n valse geloof. Dit is 'n fake, as jy wil, van die ware geloof. Dit is 'n afbeeld daarvan, maar dit is 'n valse afbeeld van die ware geloof. Dit probeer soos die regte geloof wees, maar dit is vervals in alles. So beide die vlekkelose lam, Christus, sowel as die valse lam, met sy valse geloof, rig hulle volgers se aanbidding na iemand wat 'n dodelike wond gehad het en toe genees was. Tiendens, die valse lam moedig die afvallige Jode aan om 'n beeld te maak vir die dier, soos ons in vers 14 sien. Terwyl Jesus weer in Johannes 4 vers 24 sê, God is gees. En die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. En dit stem natuurlik ooreen met die 10 gebooie, waar staan, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. So dit is dus niks anders as die Jode, die valse geloof, se goue kalf nie. Die Jode wou altyd beelde maak, hulle het 'n goue kalf gemaak, toe die koninkryke opgebreek het die noordelike koninkryk 2 goue kalwe gehad. In Dan was een, en waar was die ander een? Kan jy onthou? In Bethel, né? In Bethel en in Dan, het hulle goue kalwe gehad. Die ware geloof en die valse geloof is, die een het 'n beeld, en maak 'n beeld, maar die ware geloof sê, die wat die Here aanbid moet in gees en waarheid aanbid. Jy mag nie beelde maak nie. So jy sien die spieelbeeld hiervan, of die teebeeld hiervan, in die feit dat die valse geloof maak 'n beeld, die egte geloof doen nie. 11, weer eens as 11 'n woord is, word daar van die tweede dier gesê, en dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee. Vers 15. Dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, terwyl daar van Christus gesê word, dat hy die een is wat die Heilige Gees aan gelowiges gee. Hy gee 'n gees, 'n egte gees. Hierdie tweede dier gee nie 'n egte gees nie. Daar word gesê dat hy 'n gees gee aan die beeld, aan die ding wat gaan bid moet word. Maar Christus gee 'n egte gees aan gelowiges, soos ons onder andere lees in Johannes 20 vers 22, waar staan, en nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Jesus gee 'n ware gees. Hierdie dier gee 'n valse gees aan 'n beeld. Ons lees in Johannes 15 vers 26, daar staan, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Jesus stuur 'n egte gees. Hierdie dier stuur 'n vals gees, in 'n afgodsbeeld.
So beide die vlekkelose lam, sowel as die valse lam, word gesê om 'n gees te gee, maar die een is eg en die ander een is vals. 12dens word daar gesê, dat die tweede dier die beeld van die eerste dier 'n gees sal gee, sodat die dier se beeld ook sal praat. Dat hy sal praat, die gees sal maak dat die tweede dier, dat die beeld sal praat. En die kontras hiervan word gevind in Christus, wat die Heilige Gees stuur, om die woorde in die apostel se mond te wees. Sodat daar lewe en waarheid gespreek kan word, soos ons lees in Matteus 10 vers 19 en 20, waar staan, maar wanneer hulle julle oorlewer, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal spreek nie, want dit sal julle in daardie uur gegee word wat julle moet spreek, want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle spreek. So ons sien die kontras hier. Die valse gees wat aan die valse beeld gegee word, sal praat, maar dit is vals. Jesus se Gees, die Heilige Gees wat weer eg is, sal ook maak dat die ware gelowiges praat en die woorde in hulle mond sit. En hulle moet nie dink wat hulle voor die tyd gaan sê nie, want die Gees sal deur hulle praat. Dit wat ons hier in die tweede dier sien, is 'n antitese. 13dens, is daar 'n bietjie water nog asseblief, Engel. Weet jy? So jy kan wakker word, bring dit gou vir my, liefie. Dankie, Brakkie. Dertiendens, die dier maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrye mense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, soos vers 16 sê. Dit is die antitese van die merk waarmee die uitverkore Jode, of die 144.000 van hoofstuk 7 gemerk was. Daarvan het ons gelees in Openbaring 7 vers 3, waar staan, moenie die aarde of die see of die bome beskadig, voordat ons die diensknegte van ons God op hulle voorhoofde verseël het nie. En daai 144.000 weet ons was die uitverkore Jode. Van elke stam, net 12 stamme word gelys, 12.000 van hierdie stam, 12.000 van hierdie stam. Dis die 144.000 uitverkore Jode van daardie era, wat gemerk was. So hierdie antitese beklemtoon dus ook die feit, dat daar in ons teks van die afvallige Jodendom gepraat word, aangesien dit 'n antitese is, want die wat die merk van God op die voorkop gekry het, was die uitverkore Jode, die 144.000 van hoofstuk 7. Waar hierdie wat dan nou gemerk is, dan weer 'n verwysing moet wees na die Jode wat nie uitverkies is nie. Nie na die hele mensdom nie. Dis die teenoorgestelde van dit, van die 144.000, die uitverkore Jode. Hierdie is die onuitverkore Jode dan. Wat beklemtoon dat hulle van die land is. Christus het die uitverkore Jode gemerk, hierdie is die nie uitverkore Jode van die land wat ook gemerk is, maar nie met God se merkie, met die merk van die dier. So hierdie antitese beklemtoon dus ook die feit dat daar in ons teks van die afvallige Jodendom gepraat word, aangesien dit spesifiek van die uitverkore Jode praat in hoofstuk 7 van Openbaring, dat hulle op die voorhoofde die seël van God moes ontvang het. 14dens, dit is diegene wat die afvallige merk ontvang, met ander woorde die afvallige Jode, dit is diegene wat die afvallige merk ontvang van die dier, wat mag koop en verkoop. So dit praat hier van 'n chip in jou hand, in die jaar 2050, vir die heidene wat in Suid-Afrika bly, wat nie kan koop en verkoop nie. Dit praat van die Jode in daardie tyd.
spesifiek die Jode wat gemerk is en nie gemerk is nie. So dit is diegene van die afvallige Jodendom, wat die merk ontvang van die dier, wat mag koop en verkoop. Dis die groep mense van wie daar gepraat word, wat nog mag koop en verkoop in vers 17. Dis die afvallige Jode wat nog mag koop en verkoop. Terwyl Jesus weer sê, om nie wêreldse dinge te koop nie, maar soos hy sê in Openbaring 3 vers 18, waar staan, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is. So die afvallige Jode kan maar koop en verkoop, die gelowiges moet goud gelouter in vuur koop. En ons sien ook die kontras, net vir interessantheid, tussen die gelowige en ongelowige, ook in die handel wat gedryf was by die tempel. In Matteus 21 vers 12 waar staan, en Jesus het in die tempel van God ingegaan, en almal wat in die tempel verkoop en koop, uitgejaag, en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. Jesus het gemaak dat die ongelowige Jode by die tempel nie mag koop en verkoop nie. Hy het die tafels omgegooi, sodat hulle nie mag koop en verkoop nie. Dis wat Jesus gedoen het by die tempel. Julle maak die huis van die Here 'n den van rowers, het hy gesê. Gooi hulle tafels om. Die tafels van die afvallige Jode. Dat hulle nie mag koop en verkoop nie. Nou is dit omgekeerd weer. Nou is dit die afvallige Jode wat weer maak, dat die gelowige Jode nie mag koop en verkoop nie. Dis die kontras, these en antithese. Presies wat ons in die Bybel sien. So ons sien die antithese dis in Christus wat die ongelowige Jode verhoed het om te koop en verkoop by die tempel, terwyl die dier weer die gelowige Jode verhoed om te koop en te verkoop. En ons sal nog sien presies wat dit beteken as ons daarby kom. Maar ons sien ten minste dat alles wat hier verteenwoordig word, is 'n valse geloof. Dis 'n valse verteenwoordiging van die geloof. Dit staan in kontras van die egte geloof. Dit doen alles wat Jesus gedoen het, maar met 'n draai op dit. Dit doen alles wat Jesus gedoen het, maar die teenoorgestelde. So die punt is, ek glo nie dat die 2 horings noodwendig genoem word om 2 spesifieke individue onder die Jodendom uit te sonder nie, maar word eerder gebruik om 'n valse lam te verteenwoordig, 'n valse geloof uit die Jodendom, want die Jodendom het gesplit. Daar's die wat gered geraak het, uitverkore was, die uitverkore Jode, wat is daai woord wat ek nooit kry nie? Die oorblyfsel, daar was die oorblyfsel en die wat nie deel was van die oorblyfsel nie. 'n Lam het nie horings nie, wat beteken dat hierdie lam 'n valse lam is, wat 'n valse geloof verteenwoordig. En dwars deur die Bybel sien ons hoe die egte geloof vergelyk word met 'n valse geloof. Daar's nog altyd 'n egte geloof en 'n valse geloof onder die Jodendom. Ons sien dit in Kain en Abel. Abel se geloof was eg, Kain se offer was nie eg nie. Ons sien hierdie egte en onegte geloof nog altyd deur die hele geskiedenis in die Jodendom. Daar's die Jode wat uitverkies is en die Jode wat nie uitverkies was nie. Kain se saad en Set se saad. Dis 2 kontraste. Die seuns van God teenoor die dogters van die mens. Die seuns van God het gesien dat die dogters van die mens mooi was. Nou, party mense sal sê, dis waar die Nephilim vandaan kom, en toe kom maar allerhande reuse. Nee, dit is die goddelike saad, het hulle self besoedel met die ongoddelike saad. Die mense wat die Here gevolg het, het hulle self gemeng met die mense wat nie God gevolg het nie. Die seuns van God teenoor die dogters van die mens. Dit is 'n tema wat ons van Genesis dwars deur die Bybel sien tot in Openbaring. Die ware geloof en die valse geloof vanuit die Jodendom. Isak en Ismael, die een is die seun van belofte, die ander een nie. Jakob en Esau,
Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehaat. Maar dit kom vanuit dieselfde Jodendom. Die noordelike koninkryk en die suidelike koninkryk. Samaria en Jerusalem. Die ware Jode en die valse Jode, ensovoorts en so meer. Ons sien dit dwars deur die Bybel, dat daar nog altyd 'n egte geloof is en die selfde geloof wat vervals is. Die tweede dier, waarvan ons lees in Openbaring, is 'n verteenwoordiging van die valse geloof. Dit is 'n valse Christus, dit is 'n valse lam. Hy doen alles wat die lam doen, maar hy doen dit op 'n valse manier. Hy maak beelde. Hy rig aanbidding na die eerste dier, nie na God die Vader toe nie, ensovoorts en so meer. Hy is 'n profeet, maar hy is 'n valse profeet. Die tweede dier is 'n verteenwoordiging van die valse geloof, wat nog altyd in kontras gestaan het met die ware geloof deur die geskiedenis van die mensdom. En daarom sien ons ook soveel vergelykings met Jesus in die tweede dier, maar 'n vergelyking met Jesus wat verdraai is. Jesus is die regte lam, die dier is die valse lam. Jesus doen regte tekens, die dier doen valse tekens. Jesus is die regte profeet, die dier is die valse profeet. Jesus gee die regte gees, die dier gee 'n valse gees. Jesus sit egte woorde in die mond van gelowiges, die dier sit weer valse woorde in die mond van die beeld. Jesus rig aanbidding na God die Vader toe, die dier rig aanbidding na die eerste dier toe. Jesus is die seun van die mens, hierdie lam is 'n dier. Jesus se krag kom vanaf die Vader, die valse lam se krag kom vanaf die mensdom, van gesag of in die oë van die eerste dier. Jesus rig sy volgelinge na sy eie wonde toe, dat hy uit die dood uit opgestaan het. Hierdie valse lam rig weer sy volgelinge na die eerste dier wat van sy wonde genees geraak het. Jesus verhoed ongelowiges om te koop en te verkoop by die tempel. Jesus gooi die tafels om. Die valse lam doen presies dieselfde dan met die gelowiges. Jesus het ons gemaak dat ons nie mag koop en verkoop nie. Nou sal ons maak dat julle nie mag koop en verkoop nie. Jesus gee voorkeur aan die Joodse gelowiges wat sy merk ontvang het. Jesus merk die 144 op hulle voorhoofde. En dan sê die dier, wel, dan gaan ek dieselfde met my makkers maak. Ek sal dit dan ook merk. Jesus het die uitverkore, die oorblyfsel van die Jode gemerk, die 144 gemerk op die voorkop. Ja, dan sal die dier dieselfde doen met sy mense. Hy merk ook vir hulle. Die tweede dier is die personifikasie van 'n valse Christus en 'n valse geloof, soos dit gevind was onder die Jodendom deur al die eeue en bevorder word deur die afvallige Joodse leiers. Die tweede dier is Babylon, die tweede dier is die hoer, die tweede dier is die valse profeet. Die tweede dier is blote verteenwoordiging, nie 'n spesifieke persoon of twee spesifieke persone nie. Die tweede dier is blote verteenwoordiging van die valse Jodendom. Die antichrist as jy wil. Christus is die Christus, hierdie is die verteenwoordiging van die antichristus, as jy wil. Hy doen alles teenoorgestelde. En soos die skrif sê, daar is baie antichriste. En dis wat ons in die tweede dier vind. En dis ook van daai oogpunt wat ons aan die tweede dier sal interpreteer, en jy sal sien, dit sal baie meer sin maak nou. Maak dit sin? Ek weet, dit is nou baie, maar julle sien die prentjie. Was eintlik nie 'n vers in hierdie gedeelte van die tweede dier, wat ons nie kan terugtrek na Christus toe nie. Soos die koop en verkoop, ons kan terugtrek na iets wat Christus gedoen het. Die dier moet aanbid wat 'n dodelike wond gehad het. Nie ons moet Christus aanbid wat 'n dodelike wond gehad het. Daar's nie 'n vers wat ons nie kan terugtrek as 'n tese en 'n antitese van dit wat Christus gedoen het. Die ware geloof en die valse geloof, die egte geloof en dit wat vervals is nie.
Die hele ding is so geskryf om die valse geloof te verteenwoordig, alles wat teen Christus gestaan het. Dit lyk soos 'n geloof, dit doen dieselfde as Christus, dit probeer dit imiteer as jy wil. Ons het ook iets wat 'n dodelike wond het, kom ons aanbid hom. Dit probeer die ware geloof imiteer, maar dit is vals. Dit is 'n verteenwoordiging van die valse Joodse geloof. En weer eens, dit pas in by die groter konteks van Openbaring. En dit maak sin. En ek dink dit is hoekom mense so sukkel en teoloë nog so deur al die eeue sukkel om name te koppel aan die 2 horings, want ek dink die 2 horings is nie 2 mense nie. Want dit staan onafhanklik van die 10 horings van die eerste dier. Dit het niks te doen met die 10 horings nie. Dit is 'n kontras van dit wat ons van Jesus lees, waar hy as 'n lam beskryf word, wat 7 horings het. Hy is die volmaakte lam. Hierdie is nie 'n volmaakte lam nie. Hy het net 2 horings. Maak dit sin? OK. Nou kom ek, sluit vir ons af. Here, ons dankie vir die woord en die waarheid, en ons dankie, Here, dat ons kan weet dat ons 'n ware geloof het, die egte Christus aanbid, dat U vir ons gesterf het, na 3 dae opgestaan het, ons sondes op Uself geneem het, dat U opgevaar het, sit aan die regterhand van God, waar U heers as koning. Here, ons kan U net loof en prys dat ons as onderdane in die koninkryk kan dien, dat ons U kan volg en kan weet dat U heers en U regeer en U is almagtig en U is in beheer. En niks is buite U beheer nie. Dankie dat ons met 'n hoop in hierdie wêreld kan lewe, wetende dat U God is en U is almagtig. Alle lof, alle eer, alle glorie kom U naam toe vir ewig en ewig. Amen.